Nou, dis dalk 'n eksperiment wat jy kan doen. Gaan 30 minute en dan vat jy jou foon en jy type dit wat jy dink en jy sê dit hardop en jy type. Luister daarna. En ek wil jou vra, gaan jy daai persoon glo? Gaan jy hoor hoe de mekaar daai persoon is? Gaan jy skrik baie keer wat daai persoon dink? Ja. Jy sal nie so 'n persoon vertrou nie. Dit is vir jou. En baie van ons is so ver van daai interne gesprek dat ons weet nie eers ons is so. Maar as jy kyk, Paulus lees, hoe stry hy daarteen. Die goed wat ek wil nie dit dink, ek wil dit nie doen nie, en hierdie goed wat ek wil doen, daar's 'n spanningsveld daar binne wat enorm is. O divine creator, in the vast expanse of the soul's desert, where silence speaks louder than words, we come before you, acknowledging the arid landscapes within our beings, in the midst of our chaos, and from the depths of our conscious and unconscious, we cry out, have mercy upon our fractured souls. Where the shadows dance, create a sanctuary of light. Create in us a clean heart. Renew our spirits. We confess our weakness, not as a plea for punishment, but as a pathway to transformation. Wash away the stains from our hard hearts. Help us to surrender our many habitual and protective fear strategies we think guard our imaginations, but only keep our lives smaller. Give us eyes to see the many illusions we've clung to in the quest for significance that obstruct our true receiving and seeing. Guide us to stillness, into silence. Let our heart's inner chatter subside, allowing the whispers of your wisdom to emerge and to be woven into the fabric of our becoming. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Goeiemôre, dis baie lekker saam met jou. Mag hierdie tydjie saam baie spesiaal en sinvol wees. Die video wat ons kyk het is 'n meditasie, is 'n gebed van iemand wat 'n verlange het dat die Here sy innerlike wêreld moet herrangskik. Hy praat van daai chatter binnekant. So ons het gedagtes is niks anders as selfpraat. Is jy wat met jouself praat? Ek onthou toe my ouma oud geword het, sy het 95 jaar oud geword, dan het sy in die middag gesit in die hekel en dan praat sy dit wat sy dink. En wat nice was van dit is, ons het alles geweet, van wie sy nie hou nie, van wie sy hou, wat sy geskenke ons kry.
Nou, dis dalk 'n eksperiment wat jy kan doen. Gaan 30 minute en dan vat jy jou foon en jy typ dit wat jy dink en jy sê dit hardop en jy typ dit. Luister daarna. En ek wil jou vra, gaan jy daai persoon glo? Gaan jy hoor hoe de mekaar daai persoon is? Gaan jy skrik baie keer wat daai persoon dink? Jep. Jy sal nie so 'n persoon vertrou nie. En dit is vir jou. En baie van ons is so ver van daai interne gesprek dat ons weet nie eers ons is so. Maar as jy Paulus lees, hoe stry hy daarteen? Die goed wat ek wil nie dit dink, ek wil dit nie doen nie, en hierdie goed wat ek wil doen, daar's 'n spanningsveld daar binne wat enorm is. En dan vra ek jou, hoeveel praat jy op 'n dag? Hulle sê dat jy kry tussen 60 en 80,000 gedagtes. 80% is negatief en 95% herhaal net. So in die neurowetenskap praat hulle nou van thought worms. So, want ons kan sien wat op die brein is. MRI, jy gat hy, so 'n gedagte is soos 'n wurmpie. Maar 'n gedagte doen ook dit, hy gaan haal sy maatjies, so hy word bietjie dikker en hulle lyk glo soos wurms. En daai wurmpies is in ons bewussyn en hulle los spore in ons. Hulle los dit op jou hartklop. Hulle los dit op jou asemhaling. Hulle los dit in jou spiere. Hulle los dit in jou geheue, jou kognisie. Hulle los dit in jou happy hormone, in jou sad hormone. Hulle los dit in die elektrisiteit, want jou brein werk elektrostaties. Jy kan maar sê ek het al die watts gebruik wat ek moontlik het. Dit het 'n bewese effek op jou liggaam. So Spreuke 23 vers 7 sê, soos iemand dink, so is hy. Met ander woorde, hierdie enorme selfpraat word wie ons is. En interessant, 'n skrifgedeelte, die Spreuke 23, wat na dit sê hy, hoorie, en moenie, as jy vir 'n ou kos gee, moet jy net regtig bedoel dat jy dit vir hom gee. Hy sê dit so, hy sê, hy gee voor om gasvry te wees, maar hy is dit nie regtig nie. Eet en drink sê, maar hy bedoel dit nie. So, wat hy doen is, daar's 'n diskonneksie tussen dit wat ons dink en dit wat ons doen. En weet jy hoe maklik is dit om reg te doen? Om nice te wees, die nice, is so lekker om julle hier te hê vandag, is so, julle is so lank klaas gekuier, goed, maar binnekant is nie jou wêreld daai nie. So, die pad wat ons met Christus loop, is om ons innerlike wêreld met ons uiterlike wêreld te versoen. So die liggaam, en ons het verlede keer gepraat, die bewese effek wat die opstanding op ons liggaam het. Paulus in Romeine 8, julle sterflike liggame gelewerd word, maar hy sê ook in Romeine 8, die vleeslike mens bedink vleeslike goed, die geestelike mens bedink geestelike goed. En dan sê hy, en dit wat die vlees bedink is dood, en dit wat die gees bedink is lewe, en dit is vrede. Dit is daar in vers 5 en 6. So, hy wil jou bewus maak, daar's 2 plekke waarvan al hierdie honderde selfpraat kom, en die een bring nie lewe nie. En so, ander terminologie in die Bybel sal byvoorbeeld wees die ou mens, die nuwe mens, of die wêreld, die hemel, die gees. 'n beter terme waarmee ons vandag bekend word, wat uit die opvoedkunde kom, sielkunde, en Thomas Merton het dit gepopulariseer binne die kontemplatiewe tradisies, is ware self, vals self. Dat daar's 'n plek wat God genoem word. Jy kom uit God uit. En dan is daar 'n vals self, nie vals omdat hy bad is nie, vals net hy bestaan nie. En hy skep 'n self met sy aanvaarding, met sy sekuriteit, en met sy invloed, en met sy niceness. Maar hy is nie werklik nie. So nou, hoe versoen 'n ou nou die goed?
Paulus se raad in Romeine 12 vers 2 is, laat God jou verander deur jou denke nie te maak. So, dis 'n soort van, sê net 3 keer 'n dag dit, of luister, kom net baie in die natuur, laat God jou verander deur jou denke. Daar's 'n enorme gawe, daar's 'n enorme krag, en ek wil dit noem 'n opstandingskrag, wat teenwoordig word, waarin dit wat dood in ons lewe bring, opgewek kan word in 'n nuwe lewe, 'n nuwe sien, 'n nuwe verstaan, 'n nuwe weet, wat uit ons selfpraat uitkom. So ek wil jou vra, na die opstanding, wat doen Jesus? Hou hy herlewingsdienste, doen hy wonderwerke, stuur hy evangelisasiespanne die hele wêreld in en red die wêreld so gou as moontlik. Hy sit by sy disippels en hoor wat doen hy. Lukas 17:21. En nadat hy gelei het, het hy homself met baie onbetwisbare bewyse lewend voorstel en deur gedurende die 40 dae aan hulle te verskyn en met hulle te praat oor die koninkryk van God. So wat was die koninkryk van God vir Jesus? Hy het dit vir hulle gesê, die koninkryk van God's binne julle. So die koninkryk van God is toegang tot 'n nuwe bewussyn, 'n manier van dink. So Jesus se eerste woorde was bekeer jou. Die woord bekering, metanoia, beteken net die volgende, dit beteken groter denke. So God nooi my uit om uit hierdie klein wêreldjie, hierdie bedompige dink en verstaan, om deur dit te breek, en hy kan jou laat sien, laat ervaar, laat hoor, hoe lyk 'n wêreld wat jy God noem. So, hoe word jou denke vernuwe? Kom ons begin met 'n metafoor. Dink in hierdie thought-wimpie, gedagte-wurmpie as 'n kamer. So jy klomp gedagtes is kamers binne 'n huis. Dit was baie Jesus se idee toe hy gesê het, as jy my liefhet, in Johannes 14 vers 23, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning kom maak. So hoe kom God na ons toe? Kom deur wat? Hy wat my woord, so wat is die woord? Jy luister vanoggend na die woord. So hoe luister? Jy dink daaroor. Deurdat jy daaraan dink, kan jy voorgestel word aan dit wat ek oor probeer praat. Dis hoe God na ons kom, soos deur die woorde, wat's liefde? Hy wat my liefhet. Dis 'n manier van dink, is verlangens, dis begeerte, is so jy kan sê, daai kamer, dit word deel van God se huis. So nou, hier is die belangrike ding. Jy moet onthou dat jy is nie 'n kamer nie. Dit gaan nie hier oor, ek het 60.000 gedagtes, ek nou uitfigure wat die een is ek, en watter is God, en watter is die duiwel. Jy is die een. So, jy is die ruimtes tussen die kamers. Die feit dat jy 'n gedagte kan dophou, die feit dat jy kan dink oor 'n gedagte, beteken dat jy is dit nie. Dit is ontsettend belangrik. 'n ander voorbeeld van die onderskeid, wat 'n baie moeilike teks in die Bybel is, Romeine 7 vers 12 sê, hy praat nou van hierdie stryd. Ek wil dit doen, maar ek doen dit nie. Ek moet dit doen, maar ek doen dit nie. En hy praat van hierdie stryd en dan sê, en as ek dan sonde doen, is dit nie meer ek wat dit doen nie, vers 17, maar die sonde wat in my woon. Hoor 'n bietjie mooi. Ek het 'n gedeelte wat uit God kom. Dis my identiteit. Hy kan nie sonde doen, want hy kom uit God uit. Maar hier's ook 'n ander beginsel in my, wat in my werk, noem dit die sonde beginsel, maar wat nie my identiteit is nie. Daai selfde toepassing geld ook vir ons denke. Jy is nie wat jy dink nie. Nou, hoe word my gedagtes vernuwe? Jy moet hulle dophou. Met ander woorde, ek wil dit op 'n ander manier sê, gaan maak die kamers oop. Kom nader aan dit wat jy dink. Word bewus van dit wat jy dink.
Want van hierdie kamers, van ons het ons toegesluit in dit. En ons dink ons is dit. Kamers van aanvaarding, van sekuriteit, van alles wat ek glo ek is, totdat dit van jou weggeneem word, soos iemand wat op 'n werk, in sy hele identiteit was in sy werk. Dan word daai lewe verkrummel, vertrap. Hoekom? Ek sien, ek het nog nooit gekom na wie ek werklik is nie. So 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, wil jy nie jouself ondersoek en kyk of jy nie geloof is. Stel jouself op die proef. So hoe doen jy dit? As ek nou van motors hou en ek gaan na hierdie motor toe, hy dik exhaust pipes, chassis is gedrop, hy het vlamme en hy brul en ek ry in hom. As ek kom toets, dan sal ek sê, hierdie is ek of dis nie ek nie. So dis wat Bybelse mense gedoen het met hulle gedagtes. Lees die psalms. Hulle is ernstig om te verstaan, te kyk, maar is dit God of nie? Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees, Psalm 19:14. Dis nie net wat ek praat nie, maar wat ek, okay, hier gaan my gedagtes. Is hulle welbehaaglik? Psalm 139 vers 23, Here, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Hoe nader jy aan jou gedagtes kom, en het jy al die name, het jy al die kamers ontdek? Jakobus 1 vers 8 sê, he's a double-minded person. So, dit is iemand wat, hy werk uit al twee, die vlees en die gees, dit is vir hom een ding, hy weet dit nie. Het jy al die kamer gekry? Eugene Peterson vertaal Filippense 4 vers 8, stinking thinking. Niet jou gedagtes, het 'n bewese effek met dit wat om jou is. Dit is soos energie, jy voel dit. Dis hoekom dieselfde Romeine 12 sê, bedink wat goed is vir alle mense. Het jy al daai kamer opgemaak? Of 2 Korintiërs 5 vers 10 wat sê, we refuse to play mind games. Het jy al sien, hoe kan jou mind 'n game speel? Met jouself, met ander mense. Eugene Peterson is physically vir hierdie scattered thoughts. Hy probeer iets sê wat die Griek sê. Sê dit beteken dit is nie gesente nie. Jy laai kamers oopgemaak. So wat help jou om dit beter te kan sien? Gebed. Daar's 'n beautiful gebed op die web, die Examen. En wat die Examen gebed is, ek bedoel, dit is geniaal. Is iemand wat net in 'n dag weer alles besoek wat hy gedink het. Dis hoe jy na die kamers toe gaan. Waar was ek naby aan God? Waar was ek ver aan God? En dan in die laaste plek, ek sluit af, en ek kan ons tyd ongelukkig min, jy moet daai kamers leegmaak. So, en daar is nie iets meer powerful as stilte. Want wat in stilte, dit stop al hierdie gemors. Jy moenie net van kos vas nie, jy moet ook van jou gedagtes vas. Dis wat stilte is. So, en gedagtes, jy kan nie sê, ag nee, ek het nie beheer daaroor nie. Gedagtes is 'n hele proses. En Jakobus verduidelik, hy sê maar, elke persoon word verlei as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlei word. En as hy begeerte swanger word, bring dit die sonde voort. En die sonde bring die dood voort. So, dis 'n hele proses, is geboorteproses. Elke gedagte is saad. So dieselfde geld as Filippense 4 sê, broers, susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. As iets deegliks is en lof vir die, bedink hierdie. Die een sê, keep your mind stayed on this. Is 'n wonderlike riglyn. So vra jouself, is dit waar? Is dit edel? Is dit, dan gaan jy sien, daar's baie goed wat jy absoluut, wat jou nie dien nie, wat nie die plekke, die momente en die oomblikke oopmaak, dat God geboorte kan gee aan nuwe gedagtes. Mag die Here jou help, mag jy voel, hoe daar 'n opstanding plaasvind, van gedagtes wat vir jou lewe gee. Kom ons bid saam.
Here, dankie vir gedagtes wat ons laat leef. Amen. Baie dankie vir ons saamwees en dankie ook vir julle ondersteuning. As jy so voel, dan kan jy nou deur SnapScan of loer op die web na alles waarmee ons besig is. Jy's welkom om daar te ondersteun en baie dankie vir dit. Dan, ons is nog net 2 Sondae by Weltevreden, dan groet ons daar. Hulle gaan die plek herbou en dan trek ons nog nie na ons eie plek toe nie, maar wel die plaas net agterom, Longreach, waar ons al by mekaar gekom het. Ons sal julle op hoogte hou. Geniet die dag.